met dankbaarheid dat U elkeen hier is, dat U begeerig is om in die Here se teenwoordigheid te wees. Sterkte vir die tweede kwartaal wat voluit begin het. Mag die Here U en U huismense stewig in sy hande hou. Ons verwelkom op die preekstoel vir teologiese student Ami Pelser, vir u wat ou Pretoriaaners is, sal weet dat sy oupa vir baie jare predikant van die Gereformeerde Kerk Oos-Moed was en dat sy pappa predikant is in die Gereformeerde gemeente Bethlehem. Die rektoraat en die dagbestuur van die kuratore het weens praktiese omstandighede dit goed geag dat Ami sy proefpreek in die Nuwe Testament nie in die Klerksdorp omgewing aan 'n gemeente gaan voorhou nie, maar omdat hulle in Pretoria woon, dit sommer hier in Pretoria te kan doen. Ons bid om die ryke rustigheid van die Heilige Gees toe en laat ons graag in die erediens deur jou lei. Sunay, sy vrou, is ook by ons. Ons sê vir haar baie welkom. En Suster Riekie staan net 'n oomblik op. Die jonge suster wat reg voor die tennisins sit. Sien jy haar? Dis Sunay. Sunay, na die erediens sal daai tannie jou aan die hand neem en vir 'n koppie tee nooi terwyl ons vir Ami bid het. Is dit reg so? Baie welkom. Die bevestiging van broeder Leon Janse van Rensburg in die diens van ouderling sal tydens die erediens plaasvind. U is hartlik uitgenooi vir die aanderediens 17:30 vanaand, ook uitgenooi vir tee en koffie. Dankie vir die hulpkategete en die katekesante wat vanoggend weer hulle lessies bywoon. Die dankoffergawe by die deure vanoggend vir die Jan Kriel skool. En dan vra ons hier voorbidding vir broeder Johan Spies wat in die intensiewe sorgeenheid van die Montana Hospitaal opgeneem is. Ook hartlik uitgenooi na die nagmaalsviering in die Paasfeestyd, eerskomende donderdag, 17 April om 18 uur en al die ordereëlings daar rondom is in die poortpos vir ons aangegee. Van die jong mense wat verjaar, as ek nou vinnig kyk, Elrie, jy was nou die dag nie hier nie, kom haal jou kaartjie. Sy is in ons Woensdag katekisasie klasse en sy die 8de April verjaar en ons sê vir jou by nabaat baie hartlik geluk en seën en sterkte. Hartlike goeiemôre, geliefde broers en susters. Dit is vir my 'n heerlike voorreg om vanmôre hier by julle te kan wees, om ook so die woord van die Here te mag bring. Ek dank ook die kerkraad en oom Pieter vir die geleentheid en my gebed is ook dat vanmôre ook 'n geseënde erediens vir een en elk van julle kan wees. Kom ons raak vir 'n oomblik stil voor die Here en ons tree nader tot hom in hierdie erediens in stil gebed.
Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons bid om die seën van die Here. Geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons loflied, lied 184, verse 1 tot 4, staande lekker hartlik saam. En daarna bly ons net so staan, en dan bly ons saam ons geloof uit die algemene apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons lees vanmôre uit die woord van die Here, ook so wat ons nou na ons geloofbelydenis kon luister, kan ons nou ook God se wet ook hoor op dit. Ek lees uit die 83 vertaling, gee so 'n oombliekie as jy dit daar wil oopslaan. Die Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig.
Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons beamoen dit deur om hartlik saam Psalm 72 verse 1, 4 en 6 te sing.
bid saam. Ons almagtige troue Vader, Here, hoe heerlik is dit nie om vanmôre in U naam by mekaar te mag kom nie. Hoe ryklik word ons nie geseën met die wete dat U koning is en U waarlik in beheer is nie. Ja, Here, partykeer gaan dit ons verby. As ons sien die chaos in hierdie wêreld, oorlog, misdaad, politiek. Here, dan sien ons nie altyd die hoop nie. Maar dan kan ons vanmôre weer sien om ons dat U waarlik ons genadig is. U bring U kinders bymekaar om U woord aan te hoor. U bring geloofsgemeenskappe bymekaar om mekaar te ondersteun en naby te wees. Here, mag ons dit nooit vergeet nie. Mag ons impak in U koninkryk uitgestraal word in die wêreld daar buite. Here, dankie dat ons vanmôre na U woord kan mag luister, dat ons dit wat ons hoor vanmôre mag aanklank vind by ons harte en in ons harte. Mag ons lewens daarvan getuig. Here, ons bid in besonder vir hierdie gemeente vanmôre, mag U elke lidmaat seën, naby wees. Die wie se kragte al afgeneem het, mag U hulle ook bemoedig en naby wees. Here, ook die wat siek is. Ons bid vir die kinders in hierdie gemeente, elke ma, elke pa, elke onderwyser. Ons bid vir elke lidmaat wat daarteen stry om in U wil te lewe. Here, ons vra dat U vanmôre die woord sal begelei, dat dit sal hoor na die wêreld daar buite. Vader, ons bid al hierdie dinge in U groot en heilige naam alleen. Amen. Kom ons sit weer so, dan sing ons skrifbryming 3-3, verse 2 en 3. Daarna gaan ons voort met die woorddiens. Ons woordverkondiging kom vanmôre uit Handelinge 3 uit die 83 vertaling lees ons vanmôre, verse 1 tot 16. Ek gee weer so 'n oombliekie vir elkeen om daar oop te maak. Een middag om 3 uur, die tyd van gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar 'n man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mense het hom elke dag by die tempelpoort wat Mooipoort genoem is, neergesit om by die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra.
Petrus en Johannes kyk hom toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hy vat toe die man sy regterhand en help hom op, en onmiddellik het sy voete en enkel sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan, en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat dit hy is wat voor die tempel by die mooi poort gesit en gebedel het, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat daar met hom gebeur het. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg, en die mense wat almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos dit genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee. Aan hom vir wie julle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel, hier voor julle almal. Ons fokusvers vir môre is vers 6, ek gaan dit weer vir ons voor, maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Net tot sover. Geliefdes in die Here, in Handelinge 3 beskryf Lukas die toestand van 'n verlamde man wat diep in elende sit. Elende is al wat hierdie man ken, want hy is al van geboorte af verlam. Dag in en dag uit word hierdie man deur sy vriende en familie na die tempelpoorte toe gedra om daar te gaan bedel. Hy ken nie van beter nie. Sy lewe het nog nooit anders gelyk nie. 'n Elendige man by die ingang by die tempel van die Here. En daarby gesê 'n pragtige tempel. Om die Jode te beïndruk, het Herodes die tempel in Jerusalem vergroot en verbou. Dit behels dat die tempel byna 2 keer die grootte was van toe die volk teruggekeer het uit ballingskap uit. Die binnehof is byvoorbeeld verleng na die suide toe om die ou pilaargang geboue in te sluit. Die binnehof is geplafei met marmer en dele van die gebou is selfs versier met goud. Die Herodes tempel het ook verdere ontwikkeling in die godsdiens getoon, soos 'n voorhof vir heidene, sodat nie Jode ook kan deel hê aan die geloof van die Jode. Daar was dan ook 'n voorhof vir vroue gewees. Die poort wat tot die uiteindelike tempel toe lei, en dus direk tot die voorhof van die vroue gelei het, was die mooi poort. Waarlik merkwaardig. En duisende mense het elke dag soontoe gestroom om daar te gaan aanbid.
Dit was gereken as 'n plek van voorspoed, aanbidding, genesing en vrede. En dan kom die teenstelling. 'n verlamde man, fisies en geestelik arm. Alles behalwe voorspoedig, en hy kom bedel by hierdie tempel. Hy is nie op soek na God nie. Sy hoop is maar net dat sy toestand simpatie kan ontlok, dat hy maar vir nog 'n dag kan oorleef. En Petrus en Johannes sien hierdie man raak, wat sy hande uitsteek vir geld. Die verlamde man voel seker, as hierdie twee mans vir hom ietsie gee, sal sy probleme opgelos word. Of althans dalk net 'n rukkie. Maar dit is nie die reaksie wat hierdie man kry van Petrus en Johannes nie. Nee. Inteendeel, hy kry nie 'n sent uit hulle uit nie. En dan sê Petrus vir die man, kyk na ons. Geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. En dan die woorde wat hierdie arme man sy lewe totaal en al sal verander. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Hierdie man wat niks het nie, het meer ontvang as wat hy ooit voor kon droom. Petrus gryp hom toe aan sy regterhand en help hom onmiddellik op. En sy voete en sy enkels het sterk geword. Hy is nie meer verlam nie. Hy spring op, staan en loop rond en spring. Van 'n verlamde, elendige man na 'n skatryk, blymoedige, geestelike ryk man. Hy beleef 'n lewensveranderende wonderwerk. Die verhaal in Handelinge 3 is eintlik nie so ver van die realiteit van ons eie lewens af nie. Sien, ons is ook arm. Ons is ook sondig en ons is ook soos hierdie verlamde man vol elende. Dawid beskryf dit in Psalm 51 vers 7 dat ons van geboorte af alreeds belaai is met die sonde. Ons het in hierdie wêreld ingekom as iemand wat verlossing nodig het. Van geboorte af het ons al die dood in die oë gestaar. Ons verdien die straf. Die sondes van ons voorvaders Adam en Eva maak ons deel aan hierdie erfsonde wat hierdie verlamde man ook ontvang het. En van nature verwerp ons God en stel ons eie sondige belang voorop. Dink maar aan die toespraak van Petrus aan die getuies daar by die tempel, na hulle die wonderwerk beleef het in Handelinge 3 vers 13 tot 15. Dit lei, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, die God van ons voorvaders het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee, aan hom vir wie hulle uitgelewer en voor Pilatus verwerp het, toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman, na die lewe toe doodgemaak. Maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Geliefdes, sien julle die geestelike armoede, die geestelike dood en sonde en trots van die mens. Die mensdom het dit so ver gevat dat 'n onskuldige, heilige man soos Jesus doodgemaak word en 'n moordenaar skotvry wegstap. Is die mensdom dan heeltemal geestelik dood? Het ons so ver geval dat ons nie eers ons eie elende en sonde besef nie? Ons moet besef
Net soos hierdie verlamde man, dat ons genesing nodig het. Ons moet besef dat ons soos hierdie getuies by die tempel tot bekering moet kom. Ons is tot die dood toe siek. En daarom het ons 'n geneeser nodig. Ons het 'n verlosser nodig. En hierdie verlossing gebeur slegs deur Christus. Aardse skatte, ons kerklike bydraes, ons huise, ons voertuie, ons kompenserende gunsies vir mekaar, bring nie vir ons verlossing nie. Dit is slegs Christus wat ons kan red. Deur sy kosbare bloed is ons vrygekoop en losgekoop. Hy is die volmaakte offer. Luister mooi wat sê Petrus in 1 Petrus 1 vers 18 tot 19. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer en goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinnelose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Daarom kan hierdie verlamde man slegs alleen deur Jesus in die naam van Jesus Christus verlos word en genees word. Handelinge 3 vers 6 in die eerste deel sê, in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Die woordjie naam is hier in hierdie teks van ons van besonderse belang. In die eerste plek bevestig dit natuurlik dat in die naam van Jesus Christus dat hierdie man genees kan word. Die Griekse woordjie vir naam is enoma. En spesifiek in hierdie konteks word dit gebruik as 'n enkelvoud, wat ook na Jesus verwys as persoon. Dit wil sê, een naam, een God, een verlosser. Dit is slegs die Here alleen wat hierdie man genees het. Jesus beteken immers verlosser. En die feit dat Petrus ook noem waar Jesus vandaan kom, van Nasaret. Nasaret wys op Jesus se ware menswees, om ons as sondaar mense te kom red. Ware mens, ware God. Petrus se woorde spreek, maar dit is in die naam van Jesus Christus. Dit bevestig die absolute autoriteit en die teenwoordigheid van die enigste ware God. Christus alleen verlos ons. En dit het hy gedoen aan die kruis vir ons. Die verlossing van Christus, geliefdes, bring ons tot geloof. Ons word geestelik vernuwe deur Christus wat vir ons gesterf het. Die Heilige Gees bring ons tot die besef dat ons totaal en al afhanklik is van Christus. Hy bring ons tot die besef dat ons verlossing nodig het. En nou word ons nie meer beheers deur die sonde nie, maar deur die Heilige Gees. Die tweede deel van Handelinge 3 vers 6, die werkwoordjies, staan op en loop. Bevestig die daad van geloof. Dit is 'n simbool van bekering. Indirek staan daar, staan op uit jou sonde en loop weg van dit af. Loop weg van jou elende af, loop weg van jou ou lewe af. En stap nou die pad van geestelike vernuwing. Net soos Christus opgestaan het uit die dood, staan ons ook nou op uit die dood. Net soos hierdie verlamde man opgestaan het uit sy sonde en sy elende, staan ons ook nou op uit ons sonde en geestelike elende. Dit is die direkte opdrag
na ons verlossing in die naam van Jesus Christus. Ons opdrag is om in geloof op te staan en die pad van die regverdige te loop. En Handelinge 3 vers 16 bevestig dit ook weer na Petrus die skare toespreek wat getuies was. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel hier voor julle almal. Ons hoor die woordjie geloof 2 keer in hierdie teks. Christus verlos en die Heilige Gees werk dan die geloof binne ons. Dit is hoe ons die verlossing van Christus omhels en ons eie maak. Die geloof is soos arms waarmee ons Christus se verlossing aangryp en dit vashou. Dit is met ons altyd. Geliefdes, as ons as gelowiges ontvang hierdie geloof deur die genade van Christus. Dit verander ons lewens totaal en al. En Handelinge 3 vers 7 tot 8 bevestig die nuwe lewe. En hierdie teks lei, hy vat toe die man se regterhand en hy help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. En luister nou mooi. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Hy's 'n nuwe mens. Liggaamlik, normaal en geestelik vernuwe. En dan een belangrike ding. Hy's die tempel in. Hy het die tempel binne gegaan. Hy's nie eers huis toe om sy vriende en sy familie te gaan laat weet wat met hom gebeur het nie. Hy's die tempel binne. Hy het sy dankbaarheid opreg eers aan die Here gaan toon. Die mense sing hom daar en hulle hoor hom. Hy loop oor van hierdie vreugde en blydskap en hy getuig met sy hele menswees van wat die Here nou aan hom gedoen het. Ons is geestelik vernuwe om hierdie selfde impak te maak in die lewens van ander. Sien, ons het dit nie verdien om uit ons eie elende en sonde vrygespreek te word nie. En tog het Christus dit vir ons kom doen uit sy genade uit. Ons was nie in staat om uit ons sondes op te staan nie. En tog het Christus vir ons die vryspraak gegee om dit in geloof dan aan te neem. As nuwe mense is ons dankbaar en moet ons lewens daarvan getuig. Daarom moet ons gedrag in hierdie lewe op aarde hierdie dankbaarheid van verlossing wys. Ons moet as dankbares van hierdie geloof getuig wat ons in Christus ontvang het. En daarom moet ons lewens verander van die sondigheid daarvan af. Ons lewe moet 'n omkeer maak. En geliefdes, daarom kan ons nie soos voorheen leef nie. Ons kan nie dieselfde ding oor en oor doen en ander resultate verwag nie. Nee. Ons moet opstaan en breek van ons sondes af. Ons moet wegbeweeg van die ou mens en begin getuig van Christus se verlossing. Ons het die opdrag ontvang om nou ook ander mense te lei soos Petrus en Johannes. Ons geloof beteken dat ons die Heilige Gees nou in ons het. En daarvan moet ons nou getuig. Ons het die opdrag om ontvang soos Petrus en Johannes.
om ons medegelowiges se hand te vat en hulle op te help. Ons moet besef ook dat dit nie deur onsself kom nie, maar deur die Heilige Gees wat die krag in ons wek om dit te kan doen. En dit is die dankbaarheid waarin elkeen van ons uitleef. Geliefdes, ons moet die volgende baie goed onthou. En ons leer dit ook in die katekismes en baie teoloë noem dit die ABC van ons geloof. A. Onthou dat jy 'n sondige, ellendige mens is en verlossing nodig het. B. Dat alleen verlossing moontlik is deur Christus Jesus en hy het vir ons sondes kom sterf sodat ons begenadigdes mag wees. En C. Omdat ons hierdie verlossing ontvang het, moet ons in dankbaarheid nou leef en getuig van God se liefde en die geloof moet ons dan uitstraal. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue Vader in die hemel. Heerlik is U naam bo alle name. Here, ons hoor vanmôre ons eie ellendige lewe, ons sondige natuur, ons wat in staat is net tot swakheid. Maar Here, dan kom U Seun Jesus Christus en verhef ons en lig ons op uit ons ellende en ons sondige lewe uit en U red ons. U gee vir ons elkeen 'n tweede kans. Ja, Here, ons lewens verander. Dat dit in die wêreld daar buite kan wees. Ons breek met die sonde. Here, dit is alles te dank aan U Seun Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Die vlekkelose lam. En Here, ons vergeet dit soms dat dit U ware en groot oneindige liefde is wat dit moontlik gemaak het. Hierdie selfde liefde wat ons ook moet van getuig en uitleef in ons eie lewe. Ja, Here, ons dankbaarheidslewe is nie altyd op standaard nie. Here, dan bid ons vanmôre vir krag, ook om ander medegelowiges en selfs die wat nie gelowig is nie op te help en te dra en te lei in die naam van Jesus Christus. So kan ons 'n verskil maak in U koninkryk. Here, nie omdat ons oulik is of wonderlik is nie, maar omdat die dankbaarheid U toekom. U is koning, U regeer vir altyd. Ons bid dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, kinders, jong mense, na die woordbediening, ons elkeen se dank aan ons jong broeder, met sterkte en seënwense vir elke dag vorentoe. Uit ons hart ook dankbaarheid vir broeder Leon Janse van Rensburg, wat op die roeping van die Here positief geantwoord het, en dat ons hom graag in die diens van ouderling wil bevestig. En ek vra dat broeder Leon sommer daar waar hy sit net opstaan en dan lees ek aan hom die formulier voor. Neem kennis, broer en suster, dat as 'n mens 'n broeder, ek praat nou spesifiek
omdat dit in die ouderlingsdiens is, bevestig. Dan dien ons broeder in die regeerampt vir die hele gemeente. Ag hom as 'n dienskneg om Christus Jesus ontwil. Maar broeder Leon sal spesifiek, soos ons dit ken in praktiese reëling, wijk M1 bedien. En die diaken in die wijk saam met jou is broeder diaken Gert Smit. Geliefde broeder Leon en geliefdes in Christus Jezus, u weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van broeder Leon, wat as ouderling van hierdie gemeente gekies is, ten einde te verneem of iemand iets het waarom hy nie in hierdie diens bevestig mag word nie. Aangesien niemand egter enige wettige beswaar teen hom voorgelê het nie, sal ons broer nou in die naam van die Here in hierdie besondere diens bevestig. Vir die doel moet jy, broeder Leon, wat bevestig word en ook ons almal hier teenwoordig, eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting van die instelling en amptswerk van die ouderling aanhoor. 'n Ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Jesus Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees aan hulle gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep om die gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbouing van die liggaam van Christus. Daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het, en het hy dit ook in die lewe van broeder Leon gedoen en doen hy dit steeds. As ouderling, geliefde broer, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan een of twee toevertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedienaar van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Leon, jou opdrag as ouderling is daarom die volgende. 1. Jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word, en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderling en diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en jy moet die dominee met goeie raad bystaan. In die tweede plek, jy moet sorgvuldig let op die leer en lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Teen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en hulle sondes voortlewe, moet met die kerklike vermaning en tug opgetree word, en die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk van ons Here ontvang word. In die derde plek, jy moet veral oor die leer en wandel van die dominee toesig hou, synde bedienaar van die woord, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. En in die vierde plek, jy moet ook alle afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Jesus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Leon, jy het gehoor, wat is jou opdrag? Ons vra jou nou om opreg op die volgende vraag te antwoord. Is jy in jou hart daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God
en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is. Glo jy dat die Heilige Skrif die woord van God is en dat dit die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat hiermee in stryd is? Beloof jy om jou goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer te lewe? Beloof jy om jou aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as jy miskien in leer of lewe sou afwyk? Broeder Leon Janse van Rensburg, wat is hierop voor God en sy gemeente jou antwoord? Mag die alvermoënde God en Vader jou sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan as 'n ouderling ywerig in die regering van die gemeente. Wees soos 'n wagter oor die huis van God. Vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroom lewe. Wees getrou in jou diens en wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus en na hierdie lewe in die vreugde van jou Here ingaan. En u geliefde gemeente, ontvang vir Leon as 'n dienaar vir God. Stel julle gewillig onder sy toesig en regering, want hy waak oor jou lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in julle gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, lei ek u nou in gemeenskaplike gebed. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dank u dat u broer Leon deur u Gees gelei het om die roeping as ouderling op te volg. Daarom bid ons u, gee aan hom steeds meer die gawes wat hy nodig het om sy diens te kan verrig. Skenk aan hom wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë, skenk aan hom liefde, verleen hom die genade om getrou in sy diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslap. Seën Here die Montana Poort gemeente waaroor u hom gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaninge van die ouderling te onderwerp, omdat ons broeder Leon en al die ander ouderlinge eer ter wille van hulle roeping van u ontvang. Laat so u heilige naam geëer word en die ryk van u Seun Jesus Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur u geliefde Seun. Amen. Ons gaan broeder Leon die seënbede toesing, 2 strofes van Psalm 20, terwyl ons bly sit. En direk daarna gaan ek vir broeder Leon vra om net in die teenwoordigheid van die gemeente die ondertekeningsformulier in u teenwoordigheid te teken. Psalm 20.
Psalm 18 verse 1 en 16 en 20. Ek het U hartlik lief, o Heer, U is my sterkte en die Ons bid die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees.